Welkom terug vir die groot ontbyt na die kort advertensiebreek. Ons is selfs môre met TJ van der Merwe. Hy is natuurlik ons arbeidsspesialis, nie ons nie. Hy is sy eie arbeidsspesialis, maar ons gebruik hom nou en dan. Tap ons sy brein soos 'n faaitjie bier. Maar ons is selfs bietjie met TJ vanmôre spesifiek oor dobbel by die werk. Kyk, dit kan mos nou 'n ding raak. Goeiemôre TJ. Hi, Pierre, hallo Jennifer, ook aan die kykers, voorspoedige 2026 met julle. Baie dankie TJ. En ek sien almal is uitgerus en vroeg hier. Speak for yourself. Ons is moeg en klaar. Die jaar het al plat getrap eerste dag. Maar TJ so gepraat van plat getrap. Party mense is effens kwaad want hulle lotto nommers kom nie deur nie. Maar dan is daar 'n ander storie. Dan moet ons praat oor dobbel, spesifiek en hoe dit by die werk jou kan affekteer. Indien jy nou so 'n bietjie oorgretig dobbel. Ons is in Suid-Afrika gelukkig genoeg om 'n dobbelraad te hê. Ek weet nie of dit gelukkig of ongelukkig is nie, maar 'n dobbelraad wat mense kan help wat probleme het en dis meer, maar hulle het skokkende syfers onlangs bekend gestel. Pierre is 100%. Jy weet, die dobbelraad het bietjie lank gevat om hierdie syfers vir ons weer te gee, maar hulle het die syfers uitgewerk en hulle sê hierdie ding het in COVID. Nou Tannie Oosthuizen, ons praat nou nie van Tannie wat lotto speel eenmal 'n week en nog steeds die 10de vir die kerk gee nie. Dis nie waaroor ons praat nie. Ons praat oor aanlyn dobbel en aanlyn dobbel wat gepaard gaan met dat 'n ou het nie meer geld nie, maar jy hou aan met dobbel. Nou ek gaan hierdie statistieke lees net vinnig. Hulle sê ons het in 2024-25 het ons meer as 1.5 triljoen rand op aanlyn dobbel gespandeer. Wat? Triljoen? Triljoen. Dit is baie geld, hè. Hulle sê dit is 400 biljoen meer as 2023-25. So dit is dan maklik om te sê ons het 'n dobbel pandemie. Nou ek wil net duidelik stel dat die gesprek gaan glad nie oor veroordeling nie. Ons veroordeel niemand nie. Of ek, jy sê mos ek. Ek veroordeel niemand nie, want mens moet nie neerkyk op mense wat anders te sondig as jy nie. So ek het my eie sondetjies, maar as dit 'n probleem is, as jy pertinent opgemerk het, Pierre, dan moet jy ou kyk daarna. TJ, kan ek my werk verloor? Dis die groot vraag. Kan ek my werk verloor as nou so 'n pandemie is of ek het 'n probleem en 'n verslawing en ek sit nou hierso by die werk en ek dobbel nog steeds terwyl ek by die werk is? Kan ek my werk verloor? Jennifer, die maklike antwoord is nee, want wat mense nie weet nie is jy dobbel word nou internasionaal en ook nasionaal in Suid-Afrika gesien as 'n siekte, soos alkoholisme en dwelmverslawing. En voordat 'n ou nou die roeder uitdruk en mense net wegjaag en afdank en goed en alles, as hulle na jou toe kom en sê ek het 'n dobbelprobleem of jy vind dit uit, dan moet 'n ou ander ons nou daaroor praat. Wat moet die werkgewer doen? Maar as jou dobbel van so aard is dat jy jou aan bedrog en diefstal. Jy kan nou nie meer, jou salaris is nou nie meer genoeg nie. So nou begin jy bedrog pleeg. Jy vat geld en jy weet 'n ou vat geld en dan sê jy altyd ag ek vat net 1000 randjie. Maar die derde keer as jy nie daai 1000 rand kan terugsit nie, dan se 3000 rand. Dan begin jy nou bedrog pleeg want jy begin nou die geld toesmeer. Maar soos dit aangaan en jy verloor en jy nie meer jou basiese behoeftes kan voorsien nie, jy kan nie jou huis betaal nie, jy kan nie jou kar betaal nie, jy kan nie jou kinders se skoolgeld betaal nie, dan begin blaatante diefstal. Dan kan jy jou werk verloor. Die ander ene waar jy jou werk verloor is as jou produktiwiteit daal, jou werksproduktiwiteit. Want nou vat jy kom later werk toe want jy sit in die kar. Net gou hierdie enetjie. Oeg, hy moet deurkom. Hy moet uitbetaal. Jy vat langer teebreke, jy vat langer breke, jy skuif jou werk uit. Jy kom nie by jou tydslyne uit nie. Jy vat langer toiletbreke want jy sit op die foon en jy dobbel. Dan kan die werk sê maar wag 'n bietjie. Ons moet plan maak. Dan 'n breek in die vertrouensverhouding. Weet maatskappye se name is vir hulle baie belangrik. Ja. En hulle wil nie graag hulle naam moet skade berokken nie. So publieke insidente byvoorbeeld, jy het nou 'n publieke insident in 'n casino waar jy afgeneem word met jou van Staden motorhuis deur 'n hempie aan.
En dit word afgeneem en ons weet, daar's nou hoeveel polisie op die sosiale media en jy word afgeneem. Dan kan die maatskappy sê nee, maar slegte beeld vir die maatskappy. Jy het nie. En ook as jy 'n finansiële risiko raak. En dan begin geld leen by kollegas en dit nie terugbetaal nie. Dan kan die werk sê, dan is daar nog ene, 'n dubbeltydens werktyd, aanlyn dubbeltydens werktyd en of gebruik maak van die werkgewer se rekenaar, se netwerk en tyd. Ek betaal vir jou om die werk te doen en jy moet die werk vir my doen wat ek vir jou betaal om te doen. Jy kan nie heeltyd sit nie en speel nie. En dit is dan en dan ook dan skade aan die maatskappy se naam en of reputasie, kriminele oortreding. Dit gaan nou dat mense begin krimineel raak. En Jennifer, ongelukkig het statistieke bewys dat baie van die persone wat hulle skuldig maak aan die bedrog is ongelukkig dames, want dis nie gewoonlik die top nie. Dis die assistent van die finansiële bestuurder. Ek bedoel, daar was 'n saak gewees. Die bestuurder het nie eens haar naam geken nie. Sy het 7.5 miljoen rand oor 5 jaar weggedobbel van die maatskappy se geld. Maar sy was nie 'n naam gewees nie. Kyk, as ek 'n dubbelverslaafd is, kan ek vir jou sê, man, as ek net aanhou wen, dan sal niemand dit agterkom nie. Dit is een van die gate waar mense trap, nê. As jy verslaaf is aan dobbel, wat staan jou te doen? Pierre, eerste stap is wat jy sê, jy moet besef jou dobbel ruk hand uit. En veral in jy sal dit eers besef nie in die werkplek nie, maar in jou sosiale verhoudinge goed. Dis die eerste stap. Dan tweede is jy moet besef, jy weet, daar's nie 'n stigma, dit kan met enigiemand gebeur. Maar jy moet 'n wil hê om op te hou. Soos 'n alkoholist, as 'n alkoholist en ek kom uit 'n huis uit van alkoholmisbruik. En my pa het altyd die wonderlikste goed gehad, hy gaan nou ophou drink, maar hy het nooit die wil gehad om op te hou drink. En dit is ongelukkig so. Jy moet die wil hê. En dan jy kan met aanlyn dobbel, ek het dit raak gelees gister op die Sondag, ekskuus. Maar jy kan, soos jy by 'n casino kan vra, is verban my. Dan neem hulle 'n foto van jou, hulle sit dit nasionaal en as jy inkom, lees die skandeerder jou en dan mag jy nie inkom nie. So hulle moet dit doen, wetlik is hulle verplig. Op aanlyn ook. Jy kan jou tot 5 jaar kan jy jouself aanlyn kan jy jouself verban. Jy weet, ou moet koud gaan en dan 'n kennis vra. Jy weet, jy kan 'n kennis vra om jou te help of jou geestelike 'n leier of na jou werkgewer toe gaan. En dan ook kontak een van die instansies. Daar's baie instansies, ek wil nie name noem nie, dan gaan hulle sê ons trek hulle voor, maar daar's baie instansies sonder winsbejag, Pierre, en wat kan help en jou kan ondersteun. TJ het genoem, jy weet, praat met jou werkgewer. Ons het so 'n minuut oor. Wat is 'n werkgewer se pligte as iemand dan na my toe kom en sê, Jennifer, ek het 'n probleem, ek sukkel hiermee, wat moet ek doen? Stel duidelike riglyne rakende aanlyn dobbel in die werksplek. Jy moet berading gee en ondersteuning, want jy onthou afdanking nie altyd die eerste en die beste opsie nie. Kyk na alternatiewe, verplaas na 'n ander posisie waar daar nie toegang tot fondse is nie, waar die persoon gemonitor word, waar daar nie tyd is nie. Verband selfone in die werkplek. Verbelsyfer en want dan sê maar wat nou as my kind 'n probleem by die skool het, dan bel hulle die skakelbord. Ons roep vir jou dadelik. Moenie bekommerd wees nie. En dan laaste, as bogenoemde nie suksesvol is nie, kan aflegging geregverdig wees mits dit aan 'n billike proses soos deur die arbeidswette voorgeskryf word. En wat sê ons altyd, Peer? Praat. Praat met mekaar. Kommunikasie is op jou en die belangrikste ding, né? Nee? Absoluut. Kommunikasie. TJ, baie dankie vir jou tyd vanmôre. Ek gaan nou gou my wetenskapkeuses net 'n bietjie verander op my platform. Ons is nou weer terug by julle. Dankie TJ, mooi bly. Mag jy dobbelstene in 2026 vir jou regval, Peer. Ons spot nou, maar dis 'n baie belangrike ding. Dankie TJ vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie Peer. Ons is dan weer terug.